Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels môre met François Smit, 'n motorindustrie-kenner en voertuigkenner. Ons praat 'n bietjie oor die brandstofprys. Hoe kan 'n mens nou nie oor die olifant in die kamer gesels nie? En elektriese voertuie, hoe's daai dan vir 'n opsie? Is daar dalk ander opsies? Wat doen jy nou? Wat kan jy nou doen? Goeiemôre François. Môre Pierre. Lekker om jy by ons te hê. Laat ons gesels het ons gesels oor daai verskriklike lelike stelsel met ons punte op ons lisensies. Ek gaan nie eens die naam noem nie. Ja, wat dit nooit geïmplementeer is nie, nee. Soos ons gesê het, daar's nie 'n kansie en dit is nou so. Maar hoorie so, ons moet 'n bietjie praat oor die kan ek maar sê die brandstofkrisis, die kwessie in Suid-Afrika op hierdie stadium. Hoekom betaal ons so duur vir brandstof nou? Jy het vir my vroeër vandag gesê petrol was of olieprys was al duurder geweest toe Rusland die Oekraïne ingeval het. Hoekom betaal ons nie nou die prys wat ons daai tyd betaal het nie? En die rand was sterker nou as wat hy daai tyd was. Nee, dis so 'n bietjie van 'n misterie presies hoe dit so dis interessant as jy op die Fuels Industry Association van Suid-Afrika se webtuiste gaan. Is daar 'n afdeling wat hulle vir jou sê hoe word petrolpryse saamgestel. So ons het 'n klomp goed wat 'n invloed uitoefen. Die basisprys, hulle praat van 'n basisprys is maar wat kos olie jy weet en wat is die rand-dollar wisselkoers en wat kos dit om daai produk in Suid-Afrika te kry, nê. En dan is daar nou 'n klomp goed wat rondom dit kom, die belastings en alle ander, kom ons noem dit maar skus die Engels levies. So daai bepaling en wat ek kon agterkom is dat ons petrolpryse is altyd so ongeveer 'n maand agter die wêreld. So jy sal hoor hulle praat van 'n oorverhaling of 'n onderverhaling. En dis nou op daai onderverhaling wat hulle nou die verhogings baseer. So dis baie moeilik om te sê hoorie maar dis presies die storie hoekom die prys nou so hoog is en nie in 2022 of sê maar 2008 of wanneer ook al toe die oliepryse so hoog was. Ons is selfs tussen 2011 en 2014 het ons palle olieprys van oor die $100 gehad en ons het daarmee saamgeleef. Jy weet so dis 'n moeilike ding om te pinpoint en te sê hoorie maar dis die rede hoekom dit gebeur. Nou met die petrolprys en dieselprys wat alles styg, nou dra ons nou weer ons aandag, ek wil sê na elektriese motors toe in sommige gevalle skielik meer bekostigbaar as hibriede voertuie. Die elektriese karre is nog maar duur, nê. Ja. En ek dink in Suid-Afrika is 'n uitdaging waar die infrastruktuur ver uit mekaar uit is, nê. So ek het al met mense gepraat wat gesê het weet hulle was die bangste weet om nie Bloemfontein te maak met hulle elektriese voertuig as wat hulle ooit met 'n petrolvoertuig was nie. So ek dink hybrid is meer 'n oplossing weet, om jou verbruik af te bring. Ja. En ek dink ons moet 'n bietjie daaroor ook gesels. Is hier gebeur nou 'n klomp goed en waaroor het kom ons noem dit die huishoudelike motoris of verbruiker. Waaroor het ons regtig beheer? Jy weet daar's 'n klomp goed waaroor ons nie beheer het nie. Dit was in 2008 met die finansiële krisis, toe die olieprys hier, ek het bietjie notas gemaak hier by die $143 sluitingsprys gedraai. 40 meer is vandag. Verstaan jy? Die probleem waarom ons ook hier sit, is dat die rand verswak het. Ons moet dalk 'n bietjie daaroor ook gesels. Net om jou vraag, die elektriese karre kan 'n oplossing wees, maar dit is nog duur. Die tegnologie is duur. Ek dink daar's motormaatskappye wat sukkel omdat hulle elektriese karre nie verkoop nie. Dis net eenvoudig te duur om een van daai voertuie tans in Suid-Afrika aan te skaf. Daar is voertuie wat nou bietjie goedkoper inkom, hulle moet hulle self nog bewys. Okay. As 'n mens 'n elektriese voertuig koop, daai batterystelsel, daar was nie ou dae, was al nie ou dae. Vroeër, byvoorbeeld met die Prius, het ek geweet jy kon nie regtig die Prius besit nie, want die batterye bly maar die handelaars se verwaarborgdoeleindes en vervanging en dies meer. Maar is daar nog battery kwessies as dit kom by eienaarskap in Suid-Afrika? Nee, ek dink daai is redelik uitgesorteer ook met die Chinese wat in die mark gekom het. Maar nog steeds die batterye is duur om te vervang. Ja. Al is dit joune. Dis baie duur om en jy moet voorsiening maak daarvoor en dis wat ek sê om self nog moet bewys want hulle sê hoor jy het soveel sê maar siklusse op hierdie battery. Jy moet die geldjie op sy sit vir die dag wanneer jy moet vervang. Ja, en ek dink nie motoriste doen dit nie. Jy weet en dis dieselfde
petrolprysverhogings is mense sit nie 'n geldjie op sy as dit goed gaan om te sê hoorie maar hier kom so nou en dan 'n krisis en ons kan dalk bietjie daaroor praat. Hoe groot is hierdie ding op my sak? Ja. Jy weet as ek moet ry nou. Want dis die kwessie op hand nou is wat gaan volgende maand gebeur? Wat is die impak op jou sak? Wat is die impak op die kos wat jy gaan eet as gevolg van die vervoer wat dit moes neem per pad om by jou winkel uit te kom wat nou duurder is? Ja, so alles gaan geraak word. Weet op die kort termyn, so jy kan in die geskiedenis gaan kyk as oliepryse skielik opgestyg het. Die eerste ding is daar's inflasionêre druk. En op die ou end kan dit nie olie kan oor $100 kan die wêreld kan ek maar sê funksioneer met 'n olieprys oor $100, maar vir langtermyne het hy elke keer teruggekom. En ons moet ook onthou die hele oliebedryf wêreldwyd is wat hulle noem supply managed, not demand driven. Wat beteken dat dit gaan eintlik oor die voorraad van olie wat in die mark ingestoot word. So dis die verskil tussen 2022 en nou. 2022 toe Rusland vir Oekraïne inval, het die wêreld onmiddellik gesê maar ons boikot vir Rusland en Rusland se olie is uit die mark uit gewees. Maar net wat dit vooraf gegaan het was al vir 4 kwartale wat die olievoorraad van die olieproduserende lande die inventaris het geval. So jy het die halfe perfekte storm gehad waar daai olie uit die mark uit is en die inventaris het geval. En toe druk dit die pryse op, maar op die langtermyn wat gebeur is dan raak die vraag ook minder want mense kan net nie teen daai prys dit bekostig nie. En dan die oomblik as jou vraag daal en die goed normaliseer weer bietjie dan kom die prys weer terug. So olie moet eintlik enigiets tussen $65 en $90. Jy weet is maar gewoonlik waar hy gaan ek het bietjie die laaste 15 jaar was die gemiddelde olieprys $77 gewees. Dis nogal skokkend om dit te dink. Soos en is daai wisselvalligheid wat mens altyd kan verwag. Ek dink meeste mense wat 'n motor besit of jy weet kos gaan koop of wat ook al wil weet, wat doen ons nou? Soos wat is die oplossing? Gaan ons nou net daarmee so wat is die plan? Want kom ek gou vir jou sê, mense kan nou hierdie ding verskriklik oor-analiseer, nê. Ek wil ook vinnig een punt maak. Tussen die hoogste olieprys wat ek weet histories was 3 Julie 2008 was hy $143.68 gesluit. Maar toe was ons rand R7.87. Okay. So die randprys van olie was R1.130. Nee. Gister aand toe ek nou die laaste goed by my was die olieprys $108, maar ons rand was R17.16. So die olie is eintlik 25% goedkoper as in 2008 met die finansiële krisis. Maar ons rand het 118% verswak. So daar's baie voor ons regering se deur te lê. En ek meen 'n wisselkoers word eintlik bepaal deur inflasie diferensiasies, maar daar's 'n groot politieke premie in jou wisselkoers ingebou. So ek dink dit speel 'n baie groot rol. Om dalk net ek het so som of 2 gemaak en gesê kom ons gestel iemand die in die stad ry 50 km 'n dag werk toe. Of 50 km 'n dag wat ook al jy doen nê. En jou karretjie gee 10 km op 'n liter verbruik. Teen 'n prys van R20.19 wat dit hierdie maand was in Gauteng, is dit so R100 'n dag so petrol wat jy dan uitry, is 5 liter 'n dag as jy jou kar 10 km per liter gee. Dis R2.220 'n maand se brandstof. Nou as die prys opgaan R25.70 toe, ek het nou maar die gemiddeld van die spekulasie gevat, dan gaan dit op na so R128 'n dag toe. En dis R2.827 'n maand. So jy praat hier van om by R600 'n maand. Vir iemand wat 50 km 'n dag ry en 'n kar het wat 10 km op 'n liter. Wat ek toe net gedoen het, so kom ons sê jy ry 5 km 'n dag minder. So jy beplan jou dinge bietjie. En hoekom ek dit gedoen het, daar's 2 goed waar ons beheer het hier waar ons sit, is hoeveel ons ry en hoe ons ry. Ja. So wat ek toe gaan doen het is, ek sê toe as jy 5 km 'n dag minder ry, selfe verbruik, kom daai R2.800 af R2.544 min of meer, nee. So nou praat jy net van 'n R300 'n maand verskil. En toe gaan ek verder en ek sê, maar as jy jou voet bietjie van die petrol afhaal. Ja. Want dit is 'n groot ding as jy bietjie kyk hoe ry mense in die stad. Minder versnellings doen, ja. Presies daai, nee. As jy net 11 km op 'n liter kry
en jy ry 5 km 'n dag minder, dan gaan daai 2220 op na R2312 toe. Ons praat van R98 'n maand. So mens kan dit 'n bietjie mitigeer. So wat ek presies dit. Jy weet, ons het nie beheer oor die olieprys nie. Ja. Ons het ook nie beheer oor die petrolprys nie. Ons kan nou sê die staat moet die belastings verlaag. Goed, wat is die kans? As ons eerlik moet wees. Maar die goed waar ek en jy beheer het is hoe ons ry en hoeveel ons ry. En dit is waar ons die verskil maak. En ek dink dit gaan nogal jy weet as jy nou daar's mense wat baie meer ry en ek verstaan dit. Hierdie is nou 'n simpel voorbeeldjie, maar jy het nogal beheer oor 'n paar goed wat jy nie dink jy beheer het nie. En 'n mens moet maar net gaan sit en beplan. Jy weet Ja. As jy Frans, ons is ongelukkig tyd het. Ja. Baie dankie vir jou gesels. Dankie vir môre. Dankie dat jy sê ons het daarmee beheer. Dan mense moet dit net so weer erken. Ek het dit heeltemal. Ek wil net jag. Dankie Frans dat jy my herinner het dat ek kan bietjie mitigeer en bietjie verander. Dankie vir jou tyd en moeite vir môre. Dis 'n plesier. Nou ja, dis aan Frans as my motorbedryf en voertuigkenner. Wys jou, daar is seker maar iets wat ek kan doen om minder petrol te gebruik. Dit is lekker nie, maar nou ja. Ons terugkom na die advertensiebreek se tyd vir die nuus.